Hallo julle, vandag kyk ons weer na 'n voorbeeld vir waarskynlikheid en hierdie slag gaan ons mense op stoele rangskik. Nou die voorbeeld sê, 4 vroue en 6 mans woon 'n vergadering by. Aanvanklik is daar slegs 8 stoele beskikbaar. Nou ja, 4 vroue en 6 mans beteken 10 mense. En hier het ek die 10 mense. Jy kan sien my blou figuurtjies is vrouens en die groenes stel die mans voor. So, hoe gaan daardie 10 mense op 8 stoele sit is die eerste vraag. Dan bring hulle nog 2 stoele en dan wil ek weet op hoeveel maniere gaan hulle nou 10 mense op 10 stoele sit. Nommer C, hoeveel maniere is daar as 2 van hulle, Susan en John, langs mekaar sit? Nommer D, as die 6 mans langs mekaar sit en die 4 vrouens langs mekaar sit. Nommer E, wil hulle waarskynlikheid hê en net die 4 vroue moet langs mekaar sit. Nou ja, soos gewoonlik gaan ek maar 1 vir 1 op 'n skerm doen en ons val sommer weg met die eerste een. So dit is nou waar ek die 10 mense het, maar net 8 stoele is beskikbaar. So, jy kan dink vir die eerste stoel kan ek nog uit al 10 mense kies. Maar dan is iemand nou, sit daardie persoon op die stoel. So vir die tweede stoel kan ek uit 9 mense kies. En dan is nog een nou geholpe, so hy kan ook nou nie meer gekies word nie. Vir die derde stoel kan ek nou uit 8 mense kies. En so gaan ek aan 7, 6, 5, 4, 3. So dit is nie 10 faktoriaal nie. Wat ek letterlik sal moet doen om die aantal maniere te kry wat ek hulle kan laat sit, is om te gaan 10 maal 9 maal 8 en so gaan ek aan totdat dit kom by maal 3. Nou ja, as jy dit gaan vermenigvuldig, dan kry jy 181 4400 maniere. Ek weet op skool leer hulle vir mense formuliekie wat so iets lyk. En dit is regtig maar dieselfde as om het so uit eerste beginsels te doen soos ek het nou gedoen het. N sal nou 10 wees en jy kan vir jouself dink 10 faktoriaal gaan wees 10 maal 9 maal 8 en so gaan jy aan. Hier is 3 maal 2 maal 1 vir die einde. En 8 gaan wees in die plek van R, omdat ek net 8 stoele vir hulle beskikbaar het. So, my 10 minus 8 gaan 2 faktoriaal wees, wat 2 maal 1 is. En dan kanselleer daarie uit en kan jy sien, dan het ek maar presies dieselfde 10, 9, 8 en ek maal dit tot by 3. So natuurlik kan jy hierdie gebruik as jy die formule gaan onthou, of jy kan dit maar net so uit eerste beginsels doen. Reg, dis vraag A. Vraag B. Nou het hulle nog 2 stoele gaan haal, en daar is nou 'n stoel vir elke persoon, bereken die aantal maniere waarop hulle nou kan sit. Ek dink ons weet nou op teen hierdie tyd almal, dit is 10 faktoriaal maniere, of 10 fakulteit maniere, watter woord jy ook al gebruik, en dit gee vir my 3, 6, 2, 8, 8, 0, 0. Nou, dit is so, want hier kan ek uit 10 mense kies, dan is een nou klaar geholpe, hy het 'n stoel, so daar bly net 9 mense oor om uit te kies, en nog een is geholpe, en kom ons sit een van die vrouens daar, en nou bly hier net 8 mense oor,
waaruit ek kan kies, so dan is my keuse 8 en so word dit elke keer 1 minder totdat daarnaand net 1 mens oorbly. So dit is waar die 10 fakulteit vandaan kom. Vraag C. Is nog steeds 4 vroue en 6 mans. Bereken die aantal maniere waarop die mense kan sit as Susan en John langs mekaar sit. Nou, jy sal sien ek het reeds vir John en Susan hier na onder getrek, want hulle gaan nou die heeltyd langs mekaar sit. Dis nie te sê dat hulle in die eerste stoel gaan sit nie. Jy sal sien ek het hulle vas aan mekaar gemaak nou sodat hulle nie kan skei nie, want hulle moet by mekaar sit. Hulle kan miskien in die eerste stoel sit, of die eerste 2 stoele sit eintlik, en dan bly daar nog steeds 8 mannetjies oor. Maar hulle kon ook dalk hier ergens gesit het. Hulle is nie vas om op die eerste 2 stoele te sit nie. Hulle kan op enige plek sit, solank die 2 van hulle net langs mekaar gaan wees. So wat 'n mens in so 'n geval doen, is jy sien hierdie nou as 10 goed. Ek weet nie wat 'n beter woord vir my goed nie. Maar hier's nou net 10 dinge wat ek wil rangskik. Dis hierdie 8 mannetjies, hier is net 9 goed wat ek wil rangskik, nie meer 10 nie. Want ek sien elkeen van hierdie mannetjies as een van die dinge, so daar's 4 en nog 4 is 8, en hier is die 9de ding wat ek wil rangskik. So dit gaan wees 9 fakulteit. Nou, John en Susan sit nie noodwendig in hierdie volgorde nie. Kom ons sit hulle nou maar op enige plek, kom ons sit hulle daar. Hulle kan mos omgeruil wees ook. Jy kan mos vir hierdie 2 plekke kry dat John eerste sit en dan Susan, of dat Susan eerste sit en dan John, so ek moet dit nog met 2 maal. En 9 fakulteit maal 2 fakulteit gee vir my 725, 760. So dit is basies nou maar die triek. As jy mense by mekaar moet laat sit, dan maak jy hulle 1 ding, en dan kyk jy wat gebeur met die 9 goed in plaas van met die 10 dinge. En dan onthou jy net dat hierdie ook nog kan omruil, dat Susan ook kan voorsit, dis waar die maal 2 vandaan kom. Vir nommer D het ek nou die aantal maniere waarop die 10 mense kan sit, as die 6 mans almal langs mekaar moet sit, en die 4 vroue almal langs mekaar moet sit. So, ek gaan dit nou net beskou as 2 dinge. Hier is my 6 mans, hulle is my eerste ding, en daar is my 4 vroue, want hulle moet altyd by mekaar maak, so ek maak so 'n groepie van hulle. Nou, natuurlik kan die 6 mans eerste sit, en dan die 4 vrouens, of die 4 vrouens kan eerste sit, en dan die 6 mans. So dit al klaar gee vir my 2 moontlikhede. En dan moet ek dit nog vermenigvuldig met. Jy sien binne in hierdie vroue groepie, is daar 4 vroue. So op die eerste stoel wat nou vir die vroue is, kan miskien nommer E sit. Of het kan A wees, of S wees, of V wees. So enige een van die 4 kan op die eerste stoel sit, dan bly daar 3 oor vir die tweede stoel, 2 oor vir die derde stoel, en net 1 vrou. So dit gee vir my 4 fakulteit. En net so kan hierdie 6 mans, wat nog op 6 stoele gaan sit, dit op 6 fakulteit, of factoriaal, hoe jy dit ook al noem, sit. So dit gee vir my 3, 4, 5, 6, 0,
Ja, 34.560 maniere. Laaste vraag. Hierdie slag wil hulle waarskynlikheid by ons hê. So, ons gaan nog steeds moet eers tel hoeveel mense voldoen aan die voorwaarde dat hulle stel. Nou kom ons lees, die voorwaarde sê dat slegs die 4 vroue by mekaar moet sit. So jy sal sien, ek het my 4 vroue daar, hulle is nou een groepie, en dan het ek nog die 6 mans of 6 afsonderlike dinge, so ek het eintlik 7 plekke, so dit gaan 7 faktoriaal of 7 fakulteit wees, vir die 7 dinge. Maar, hierdie 4 vrouens, kan hulle self nog op 4 fakulteit maniere rangskik, want hulle gaan op 4 stoele sit. En dit is net belangrik ook te onthou, maak nie saak waar die vrouens sit nie, daar is niks wat sê hulle moet op 'n punt sit nie, hulle sit miskien daar, op hierdie 4 stoele, daar is hulle sit op hierdie 4 stoele, en dan kry jy van die mans aan die kante, hier sit 'n man, en daar is 'n man. Ek bedoel, dit hoef nie, hulle kan op enige manier sit, so dit is waar die 7 fakulteit vandaan kom. Ek het 7 dinge, 1, 2, 3, 4, hier is my 7de ding, 5, 6, 7, so dit is 7 fakulteit. En dan binne hierdie groepie wat by mekaar moet bly, is my rangskikkings 4 fakulteit. So 4 fakulteit maal met 7 fakulteit, gee vir my 120.960 maniere. So my waarskynlikheid dat die 4 vroue by mekaar gaan sit, is die aantal maniere wat 4 vroue gerangskik kan word, en dit is wat ons nou hier uitgewerk het, nee. So dit is 120.960, en dan moet ek dit deel deur die totale aantal maniere wat die 10 mense op die 10 stoele kon sit. Nou dit is 10 fakulteit, ons het dit uitgewerk in nommer B, en as ek dit in my sakrekenaartjie sit, dan kry ek die antwoord 1 op 30. So dit is die waarskynlikheid dat die 4 vroue almal saam gaan sit.